Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed vanmôre. Want ek wil vanmôre vir jou 'n storie vertel en ek hoop dit kan regtig iets vir jou beteken. Daar in 1811 tot 1886 het 'n man gelewe met die naam van Frans Liszt. Nou wie was hy? Hy was die man wat tot op hede die beste musiek en klank uit 'n klavier kon laat voortbring. Hy het 'n gawe gehad, 'n talent gehad wat die wêreld nog nie gesien het nie. En tot op hede word daar gepraat dat hy verseker die man was met die beste talent agter 'n klavier. Die probleem was, niemand het aan hom geglo nie. Niemand wou hom 'n kans gee nie. Niemand wou vir sy studies betaal om verder te studeer nie. Niemand wou hom help om iets van hierdie talent te maak nie. Maar dit het hom nie laat moed opgee nie. Die Bybel praat baie daarvan dat ek en jy moet aanhou. Daar kom tye in ons lewens wat ons moeg raak, net soos ou Frans. Moeg raak om te bid, moeg raak om te wag, moeg raak om te glo en die pad voel lank en die belofte lyk ver. Maar die woord herinner ons elke dag. Galasiërs 6 vanaf vers 9. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Hoekom nie? Want op die regte tyd sal ek en jy die oes ook inkry as ons nie verslap nie. So wat gebeur met Frans? Frans besluit om toe hy 'n jong man is en gesien het dat al die deure toeslaan vir hom, om hom te gaan toesluit in sy huis. En hierdie man gaan sluit hom toe vir 8 jaar lank in sy huis. En al wat hy doen, hy oefen. Hy speel. Hy oefen en hy speel. En toe hy na 8 jaar uit sy huis uitkom, het hy die talent wat hy gekry het net bemeester. Hy het meer en beter geword as wat hy was. En kon die wêreld hom nie meer miskyk nie. En het die wêreld tou gestaan om hom 'n geleentheid te gee om sy talent te kan beoefen. Hy het nie opgegee nie. Hy het nie moed verloor nie. Hy het aangehou. Hy het deurgedruk. Want moed opgee beteken dis verby. Hy kon opgehou het. Nee, aanhou beteken Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou U. Partykeer is dit 'n moeilike pad om te loop. Partykeer is dit donker en is dit ongemaklik, maar moenie opgee nie. Die vyand wil hê jy moet stop net voor jou deurbraak kom. Maar God sê vanmôre, hou aan. Hou aan bid, hou aan glo, staan vas. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof en nie aanskouing nie. Frans het besluit om te glo dat hy dit sal maak. Hy het besluit om te glo dat hy sal deurdruk en dat hy iets van sy lewe sal maak. En daarom het hy dit reg gekry. Jesaja 40:31 sê, die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Jy's nader aan jou antwoord as wat jy dink. God is getrou. Hou net vas en moenie moed opgee nie. Here, baie dankie dat ek vanmôre net bewus kan raak dat U vir iemand wil sê dat moenie moed opgee nie. Jy is in staat om te doen ver bo kan wat jy kan bid of kan dink. Here, dankie dat U in beheer is. Ons loof U heilige naam. Amen.